Voelgoed en Finbaan se inspirasievrou van die jaar is Saterdag aangekondig. En vandag kuier die inspirerende wenner, Santi Brits, saam met ons in die ateljee. Baie welkom hier by ons en baie geluk. Baie dankie, ek waardeer dit regtig. Ek was so graag daar gewees het, maar ek het toe nou gewerk die naweek, so ek is spyt dat ek dit nou misgeloop het, maar nou gaan jy alles met my deel. So, ek wil eerstens vir jou vra, hoe het dit vir jou gevoel die oomblik toe jy hoor, maar jy is inspirasievrou van die jaar? Ja, ek dink ek was regtig oorweldig, hoor. Ek moet vir jou sê, dit was my groot eer om genomineer te word. En 'n mens besef nie altyd die journey wat jy loop in jou lewe, dat hy op 'n punt kan kom waar jy daar sit en jy besef, hoorie, maar hierdie het eintlik 'n verskil gemaak nie. Nou, maar die inspirasietoekennings fokus op vroue wat omgee, iets wat nie altyd in die kollig is nie, jy weet, en waarom dink jy is dit belangrik dat hierdie stories uitgelig en gevier word? Weet jy, as ek eerlik vir jou moet sê, dan dink ek ons lewe in 'n wêreld van geweldige pretensie, media, sosiale media, en ek dink die fokus dis ontsettend op die uiterlike, en ek meen, dit is vir ons almal so lekker om mooi te wees, maar waar eindig dit? En ek dink as die mens daar buite kyk, dan besef jy, sjoe, maar elke ou het 'n storie, en as ek nou dink, in 2009 toe ek verkragt is, en ek dink, waar my storie vandag is, en hoeveel lewens dit kon raak, is net genade van die Here. Maar dan besef ek dat ek eerlik dink, ons moet begin onderskei, want op my ouderdom kom jy agter, daar's baie goed wat jy kan keer, maar jy kan nie ouderdom keer nie. Sure. So, jou storie kan met jou gaan tot jy 80, 90 is. Santi, ek wil gou vir jou vra, want ek meen, kom ons staan vir 'n oomblik daarby stil, jy het nou daarna verwys, maar net vir diegene wat nie weet wat jou storie is nie, net in 'n neutedop. Goed, 'n neutedop. Dit is 'n lang storie, ek is seker daarvan, miskien moet jy weer kom kuier en dan gaan ons in diepte so 'n bietjie. Dit is reg. In 2009 is ek verkragt in my huis deur 'n rondloper man, en dit was terwyl my man in intensief was, hy het kanker gehad. So, dit was 'n ongelooflike moeilike tyd in ons lewe. En in 'n neutedop kan ek vir jou sê, weet jy, verkrachting is nie net die slagoffer nie, dis die hele familie. En dis hoekom dit so 'n powerful wapen is, van mag. Hy is op die ou end gevang, hy's lewenslang gefonnis, en my journey het begin met een oproep, wat gesê het, hoorie, maar daar's 'n meisie by die universiteit, wat verkragt is, kan jy help? Nee, ek sê, daar's nie manier nie. Ek kan nie daar gaan nie, en ek sal nooit vergeet nie, die kolonel wat die verkragter gevang het my gesê, maar Santi, weet jy wat, dis chaos hier, en jy weet hoe sy voel. En daai is die klein storie van 16 jaar later met 'n nuwensgewende organisasie wat landwyd werk. So ek is baie opgewonde oor dit. En dit is ook waar die passie ontstaan het om slagoffers van geweld by te staan. Want ek meen, jy staan bekend as die go-to persoon in Potchefstroom wanneer dit kom by geslagsgeweld. Ja, ek huiwer nou vir 2 sekondes, want daar's so baie rondom dit. Ek het besef dat jy slagoffers kan troos. En jy kan regtig na slagoffers, ons moet na hulle kyk. Die sisteme in Suid-Afrika val enige slagoffer van geweld, misdaad en seksuele misdaad. En maar soos my pad aangestap het ek besef dat dit help nie dat ons net slagoffers troos nie. Ek self was een, en dit is 'n verskriklike pad. Maar wat ons moet doen, is ons moet mans bemagtig. En ek het eendag met 'n groot groep mans gepraat, en dit was my verskriklik om te hoor, dat hulle sê, maar weet jy wat, Santi, al wat ons weet is ons te tag om ons nek. Mans is abusers of verkrachters. Maar niemand sê vir ons wat kan ons doen nie. En dit het so deel geword van die hele calling, om te sê, maar weet wat, kom ons gaan uit en ons praat met mans, korporatief, in die myne, en sê, maar weet wat, as 80% van die mans nie skuldig is nie, en 20 is, waar is daai 80%?
So ja, dit het regtig dit is baie wyer en baie groter as wat enigiemand regtig besef. Dis 'n interessante perspektief en ek dink ek kan verstaan waarom jy as vanjaar se inspirasievrou van die jaar aangewys is. Net dalk ook weer eens in 'n neete dop, want ek is seker of van daar's 'n hele paar dinge wat jy kan uitlig, maar hoe help jy as inspirasievrou iemand dan om weer daai hoop en selfvertroue te vind na so 'n traumatiese ervaring? Ek dink wat ongelooflik belangrik is dat 'n mens wanneer jy met 'n slagoffer gesels of wanneer jy met so iemand te doen het, twee goed besef. Iemand het vir my man gesê nadat ek verkrag is, buite lyk mens okay na 'n maand. Maar binne is dit asof jou brein met 'n baseballbat geslaan is. Jy's in ICU op life support. So ek dink die mense rondom so 'n persoon moet dit verstaan. En die ander ding wat ek regtig waar wil sê is om vir daai persoon te kan sê, weet jy wat? Hy het nie 'n toekoms gevat nie. Daai oomblik is verby. En ons gaan 'n pad met jou stap. En ons gaan jou leer hoe jou onderbewussyn en jou brein wat hier en nou is met mekaar kan praat. Maar jy kan in oorwinning daar uitstap, maar dit is 'n bitterlang pad. En 'n moeilike een daarbey. Ja. Nou, die Inspirasievrou toekennings gaan binnekort weer inskrywings oopmaak vir volgende jaar. Hoe sal jy mense aanmoedig om solank uit te kyk en te dink wie hulle volgende jaar as of vir Inspirasievrou te nomineer? Ek dink ek wil vir elke luisteraar sê om rondom jou te kyk. En soos wat ek julle aan die begin gesê het, kyk bietjie weg van die uiterlike af. En soek jou hart. En kyk maar hoor hierdie persoon en hierdie gemeenskap. Wat is die verskil? Wat is die diepte? En dit hoef nie 'n fenominale ding te wees nie. Dis gewoonlik die ou klein dingetjies wat maak dat ons 'n verskil kan maak rondom ons in die gemeenskap. So ek's positief. Ek dink almal moet baie mooi rondom hulle kyk wie hulle kan nomineer. Santie, dit is 'n voorreg om jou te ontmoet. Weer eens baie geluk. En ja, ons hou die res van hierdie pad saam met jou dop. Baie dankie. Nou dis nou tyd om die wenner van ons kykerskompetisie van op dieselfde bladsy met ons vriende van Graffiti Boeke aan te kondig. So baie geluk aan Nicolette Bennett Melton Rose van die Weskaap. Jy is dan die gelukkige wenner van verlede week se kompetisie. Ons is nou weer terug.